Sing het, kerk. Begin loof die Here. Gee hom die vrug van jou lippe. Gee hom die vrug van jou lippe. Gee hom die vrug van jou lippe. Halleluja. 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 Kabramba kora masa kababosha tabababa tata. Hey, sumandele sete. Samakata kuraba tata. Ela masunto momonto labatate. Thank you, Lord. Bring in the atmosphere, Father. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Be highly exalted in our midst, Father. Be highly exalted in our midst, Lord. We give you the glory, we give you the praise, and we give you the honor. Your name is highly exalted in this house. We
love you, Father. We exalt your holy name in this place. You are Alpha, Omega, beginning and the end. None can compare to you. We glorify your name. We glorify your name. Lig hom op, kerk. Lig die naam van die Here op in hierdie plek. Lig sy naam op. Hallelujah. Hallelujah. Eva satababa satababa. Verklaar die heerskappy van Christus Jesus reg oor hierdie plek. Ek verklaar dat Jesus is hier. Satan, ek punt jou werke. Satan, ek maak jou vas. Ek pleit die bloed van die lam oor hierdie vergadering. In die naam van Jesus. En die kerk sê in die naam van Jesus. En die kerk sê in die naam van Jesus. Halleluja. Halleluja. Bless the Lord, bless the Lord. Wonderful Jesus. Yes, Lord. Malaboshata, malaboshata. Thank you, Lord Jesus. We worship your name. Yes. Yes, Lord. Iemand say yes, Lord. Iemand say harder, yes, Lord. Hallelujah. You may take your seats in the presence of the Lord. Sê vir iemand dat langs jou sit, the devil is a liar. Die duiwel en sy skoonma is 'n leienaar. Halleluja. Hy gaan nie hierdie diens hijack nie. Halleluja. Goeiemôre elke broer, elke suster. Ek groet al die lede van die vyfvoudige bediening in daardie soete en beminde naam van Jesus Christus. Sê vir iemand wat langs jou sit, you are sitting next to a miracle. Jy sit langs 'n wonderwerk. Halleluja. Prys sy wonderlike naam. Net voordat ek opstyg met die woord, wil ek graag my opregte dank en waardering uitspreek vir die kosbare bedieningsgeleentheid wat die AGS Kerk my gebied het. Dit was 'n besondere voorreg om saam met julle die Here te dien en deel te wees van dit wat God in die gemeente doen. Ek seën die AGS Kerk in sy lengtes en in sy breedtes. Mag die Here julle vergroot, vermeerder en vermenigvuldig. As a prophet of God, die duiwel wil die kerk, luister fyn. Vannacht het ek aan die kerk spesifiek gedink. En ek vra vir die Here baie sterk, hoekom sit u die kerk so op my hart? Ek praat van die AGS, Loetswil, Huis van Gebed. En die Here sê vir my kind, bestraf die gees van verdeeldheid. En ek sien in die realm van die gees kerke in 'n kerk. As u weet wat dit bedoel. Kerke
groepe in een kerk. En mag die Here die volk se harte aanraak dat julle nader aan mekaar staan. Want julle is besig met een koninkryk en nie koninkryke nie. Kan iemand amen sê? So aan die kerk wil ek sê, elke oomblik van die diens, elke gebed, elke ontmoeting het my hart diep geraak en my opnuut herinner hoe getrou en goed die Here is. Dankie dat julle julle harte oopgemaak het om die woord te ontvang. Dankie vir die warmte, dankie vir die liefde, ondersteuning wat ek van elkeen van julle beleef het. Aan die leierskap, baie dankie dat ek onder julle voogdyskap die veldtog kon doen. En as u vanoggend vir my sou vra, ek het die ding, my gees, daar's 'n worsteling in my gees. Kom ek sê wat dit is. Die worsteling gaan oor die veldtog moet nie nou geëindig het. Yes. Dis iets wat my pla. Ek is 'n geesman. Dit pla my dat ons hier moet eindig. En ek wil vir die volk vra, moet ons aangaan? Amen! Halleluja! Halleluja! Maar laat my toe om eers met die leier te praat. Prys die Here, dat ek met die leier kan deel wat die Here met my gedeel. Prys die Here. Ek weet nie van u nie, maar die hart van die Here is siele. Amen. Dis die hart van die Here. Siele, nogmaals siele. Prys die Here. Ek waardeer julle vertroue in my om toe te laat dat my gawes en roeping in julle midde gebruik kon word. Dit is vir my nie iets kleins nie. En ek dra hierdie ervaring met dankbaarheid en nederigheid saam met my. Mag die saad wat gesaai is, mag het groei en vrug dra tot eer van God se naam. Aan die AGS Kerk met sy entire leadership, baie dankie vir 'n bedieningsgeleentheid. Aan my gasheer wat my vir die week gehuisves het, baie dankie aan julle twee, Pastor Stan en my auntie Yvonne. Baie dankie dat julle my so goed en liefdevol gehuisves het. Dit beteken vir my ongelooflik baie om te weet dat ek in 'n veilige, warm en gasvrye omgewing was. Dankie vir die tyd, dankie vir die aandag, dankie vir die moeite wat julle in my gesit het, dit word opreg waardeer. Julle bereidwilligheid om te help en julle oop hart wys wat 'n besondere mense jy en jou vroutjie is. Ek wil vandag hê daai man wat daar sit. Ek het hom die week, ek het hom 16 jaar gelede getrou in Kanaven. 'n Seun van Lutsville. Daai is 'n werker. Kom ons celebrate hom. Saam met sy vrou. Dis 'n onverskrokke werker van die evangelie. Ek het hom dopgehou die week. Die veldtog behels baie meer as wat jy dink. Hy het manne geslaap. Hy het elkeen vir hy manne kos gegee. Elkeen kom die manne tot by die huis, kom haal hulle kos, dan gee jy geld vir drinks. En nou die dag was het vol swaar toe die drade van die kerk gesteel was. Is 2 drade wat gesteel was.
En ons moet daai drade terugkoop vir die kerk. Hoekom kyk jy so na my? Dis waar. Ons moet seker maak dat daai drade terugbesorg word. Is of ek koop die drade by BC in die Kaap, maar ons moet daai drade vir die kerk terugbesorg. Alhoewel dit nie ons fout was nie. Hier het mense die drade kom steel. Ek en Pastor Stan was by die polisiestasie en die seun het aanhoudend gesê ek het dit nie gevat nie, maar sy spore lê daar. Maar ons weet ook is die duiwel. Amen. Ons weet ook is die duiwel. So die drade kos iets in die rigting van R600. Is daar iemand wat bereid is? Ek wil seker maak. My maat vir my geleer, as iemand vir jou goed was, ek vergeet nooit so iemand. Ek gaan u vra vir 'n sacrificial offering. Wat ook al kort sal ek bysit. Maar kom ons maak seker ons gee die drade terug vir die kerk. Kan iemand amen sê? Kan iemand amen sê? Kan iemand amen sê? Ek gaan nie vra. Hier is 'n keisie. As die Here dit op u hart sit dat ons daai drade teruggee vir die AGS kerk. Ek weet die kerk sal nie worry oor dit nie. Maar nog altyd. Kom ons doen wat reg is. As die Here op u hart lê om net te help dat ons hy drade terugkry, dan wil ek hê u moet opstaan uit die sitplek en kom saai in die drade. Kom saai vir die drade. Sal u dit doen? Dit wat kort sal ek bysit. Dis net vir die drade. En weet jy wat, net die paar mense wat nog gekom het, die drade se geld is klaar vol. Tensy iemand nog wil gee. Halleluja. Ek sê halleluja. Baie dankie man van die Here. Baie dankie. Halleluja. Ek sê halleluja. To God be the glory. I say to God be the glory. Aan God al die ere. Amen. Baie dankie broer Pieter. Is oor genoeg vir die drade. Amen. Prys sy wonderlike naam. Dan wil ek baie dankie sê aan hierdie kind. Kisal Bastey. Jy het 'n baie gebroke kinderdae beleef. Maak jou oë toe terwyl jy druk. Jy het 'n gebroke kinderdae beleef, baie moeilike dae. Maar ek sal vir jou. Nou los jy die klawers en lig albei hande op. Ek seën jou. Ek seën jou brood. Ek seën jou water. Mag die Here jou grondgebied vergroot. Mag die Here deure vir jou oopmaak. Ek roep ongeëwenaarde guns op jou lewe. Mag dinge vir jou vinnig gebeur. In die naam van Jesus. Bless you. Gershwin, jy's tydelik by die myn. Jy gaan 'n voltydse leviet wees. Voltyds. Halleluja. Iemand sê halleluja. Ek gaan nou opstyg met die woord. Geef my so 'n oomblik, ek gaan nou opstyg met die woord. Gister bel my vrou brei. Sy sê Petego,
My hart is so seer. My hart, ja. Ek vra, hoekom is jou hart seer? Sy sê, my hart is seer, want ek en Suster Yvonne het gereël dat ek vanoggend in daai diens moet wees. Yes. Maar ek weet nie van die goed nie. Hier is 'n paar van julle wat redelik goed geheim kan hou. En dit het toe nie uitgewerk nie. En sy was in trane, want sy wou so graag hier wees, net om vir my te kom ondersteun. En sy is ook 'n haarkapper, hy vroumens trek 'n put reguit. Wat se kwam? Hy put kamau. Nee. Mamatay jou. Sy 3 jaar college gehad en daar het sy geleer hoe om 'n put stryk te trek. Amen. En sy het vir my gesê, vra en dra my liefde, dra my groete oor aan die gemeente in Loetsville. En ek het haar beloof, volgende keer gaan sy saamkom. En dan sal u die voorreg het om vir haar te ontmoet. Sy's 'n baie pragtige vrou. Sy's verskriklik aantreklik. Doe me nie. Ek kan nie my oë van daai vroumens afhaal nie. Doe me nie. En dan het sy sulke pink appelkoesie wange. Halleluja. Halleluja. Ek eer die Here vir haar lewe. Ek eer die Here. Wanneer is die 8de Desember? Volgende is die maandag, né? Ja, die maandag, dan is ons twee 9 jaar getroud. 9 jaar. Ek was voorheen getroud, maar my vrou het gesterf. So ek en sy is nou 9 jaar volgende, of die maandag wat volg, is ons 9 jaar saam. Prys die wonderlike naam van die Here. Geliefdes, kom ons staan vir die lees van die woord van die Here. As u staan, haal die Bybels uit. Maak die Bybels oop by Rut hoofstuk 4. Rut hoofstuk 4. Elkeen van ons staan in die huis, asseblief. Uit respek vir die woord. Is u by Rut hoofstuk 4? Amen. Hoe was het met dit? Kyk wat sê die 5de vers. Daarop sê Boas, die dag as jy die grond uit die hand van Naomi koop, dan verwerf jy tegelijk Rut. So jy kry 'n bonus. As jy die grond koop, kry jy ook 'n vrou. Die Moabitiese, die vrou van die dode. Om die naam van die dode in stand te hou oor sy erfdeel. Gaan nou saam met my na vers 9. Lees vers 9 hardop saam toe. Toe sê Boas aan al die Julle is vandag getuienis dat ek alles wat alles aan Gideon in Maglon behoort het uit die hand van Naomi koop. Lees vers 10 harder. En ook Rut, die Moabitiese, die vrou van Maglon, verwerf ek vir my as vrou, om die naam van die dode oor sy erfdeel in stand te hou, sodat die naam van die dode onder sy broers en uit die poort van sy woonplek nie uitgeroei word. Julle is vandag getuies. Gaan na vers 12, dis ons kragvers. En mag jou huis
word soos die huis van Perez, wat Tamar vir Juda gebaar het. Uit die nageslag wat die Here jou uit hierdie jong vrou sal gee. Kom ons lees vers 12 hardop saam. Elkeen saam. Mag En mag jou huis word soos die huis van Perez, Perez wat Tamar vir Juda gebaar het, uit die nageslag wat die Here jou uit uit hierdie jong vrou sal gee. 13, ek gaan dit lees. So het Boas Rut dan geneem, en sy het sy vrou geword, en hy het by haar ingegaan, en die Here het vir haar swangerskap gegee, en sy het 'n seun gebaar. Kyk na vers 18. En dit is die stamboom van Perez. Perez was die vader van Hesron. Sê Hesron. En Hesron die vader van Ram. En Ram van Aminadab. En Aminadab van Nachson. En Nachson van Salma. En Salma van Boas. En Boas van Obed. En Obed van Isai. En Isai van David. Maak jy oor toe. Intelligente Heilige Gees. Ek verklaar my afhanklikheid. Verklaar ek teenoor u. Dankie dat u ons deur die week gehelp het. Hierdie veldtog sou nooit moontlik kon wees as u ons nie gehelp het nie. Ons gee u die eer vir elke wonderwerk, vir elke woord wat uitgekom het. U moet die lof ontvang. Seën vandag se diens. Kom staan in my liggaam. Dink met my gedagtes. Spreek met my tong. In die magtige naam van Jesus Christus en die kerk van die Here sê amen. You may take your seats in the presence of God. Die Here stuur my na Loetswil om te kom praat rondom families. Luister na die woorde. Voor jy 'n platform bedien, bedien jy 'n tafel. Jy het nie gehoor nie. Voor jy 'n platform bedien, bedien jy jou tafel by die huis waar jou kinders is. Amen, iemand. Voor jy 'n stad verander, verander jy eers jou huis. Luister na die woorde. Jou huis is jou eerste kerk. Jou huis is jou eerste disippels. En jou huwelik is jou eerste bediening. U wat kerkvas is, dit begin eerste in die huis. Amen. Jy kan nie mense in die kerk bedien en jy het nie eers jou huis bedien nie. Sê daai woorde. Jy kan nie mense in die kerk bedien en jy het nog nie jou huisgesin bedien nie. Jou huis is jou eerste bediening. Kan iemand amen sê? Amen. Halleluja. Jou huis. Jou huis. As 'n man nie vir sy eie huis kan sorg dra nie, kan hy ook nie vir die gemeente sorg dra nie. Amen. Sê saam met my, dit begin in die huis. Jy kan nie 'n regte supervisor, 'n regte voorman, 'n regte manager wees as jy nie eers in jou huis vir jou familie 'n priester kan wees nie. Moenie te behep word met die gemeente en vergeet dat jy het 'n huis. Moenie te behep raak hoeveel votes kry ek by die volgende verkiesing
om die volgende diaken van die kerk te wees, om die volgende ouderling van die kerk te wees, moenie te behep raak oor die foutes nie. Sorg dat jy jou huis bedien. Kry eers die fout van jou huis. Amen. Gee die Here prys reg vir hierdie plek. Gee eers, kry die fout. Kry die fout van jou vrou. Halleluja. Eerste, die huis. Voordat jy op die kansel staan om 'n boodskap te bedien, moet jy seker wees, jou vrou in die banke, druk jy haar oë toe nie. Maar sy tree in gebed vir jou. Te veel mense is behep met wat in die kerk gebeur, maar vernalaat die huis. Jy bid in die kerk, maar jy bid nie in die huis nie. Jy doen huisbesoek uit hoofde van jou amp, maar jy doen nie huisbesoek aan jou dogtertjie wat alleen daar in die kamer lê nie. Alles begin in die huis. Iemand sê amen. Kom ek neem u na ek wil die 12de vers en die 18de vers aan u voorhou. Die oudstes van die stad sê vir Boas. Die oudste sê, mag jou huis wees soos die huis van Perez. Sê dit saam met my. Mag jou huis wees. Kom aan Lutsville, laat ek volume hoor. Mag jou huis wees soos die huis van Perez. Perez beteken deurbraak. Die woord Perez beteken deurbraak. Ek kom vanoggend na iemand en sê, jou deurbraak is op pad. Alles wat jy tot nou toe gedoen het, die harde werk, die mislukkings, die oomblikke van twyfel, was maar net 'n voorbereiding vir hierdie oomblik. Moenie moed opgee nie. Dit gaan nie meer lank neem nie. Die deur wat nog vandag toelyk, gaan binnekort oop vir jou kom. Luister na my, jou deurbraak is hier. Jou deurbraak is hier. Die Here het dit so bepaal dat jy vanoggend moet deel wees van hierdie diens. Want die Here het jou verlange gesien. Die Here het jou trane gesien. Jou deurbraak is hier. Sit jou hand op jou hart en sê, my deurbraak is hier. Voor die draai van die jaar, gaan jou deurbraak in jou skoot val. Wie glo dit? Wie glo dit? Halleluja! Voor die draai van die jaar. Voor die draai van die jaar. Ek verklaar het in die atmosfeer. Deurbraak is hier. Halleluja. Jou deurbraak is hier. Ek ruik jou deurbraak. Ek sien hoe gaan jy spring van vreugde. Ek sien hoe gaan die Here vir jou luister na my. Wait. Sê vir iemand wat langs jou sit, is belangrik dat ons hierdie jaar sterk eindig. Daar was challenges. Daar was hartseertye. Daar was lae oomblikke. Maar hierdie jaar gaan ek sterk eindig. Sê dit, kerk. Sê dit. Hierdie jaar gaan ek sterk eindig. Halleluja. Halleluja. Ek sien geld. Ek sien geld kom in iemand se hand. Sê vir iemand, be a blessing to others. Jy's nou al bekommerd oor, sal daar
hoender op die tafel wees? Gaan daar kalkoen op die tafel wees? Gaan daar kemmen op die tafel wees? Luister, die Here gaan seën. Mag jou huis 'n huis van deurbrake wees. Wat beteken Peres? Deurbraak. Wat beteken Peres? Ek sien deurbraak reg oor jou gesig. Ek sien deurbrake by die myn. Ek sien deurbrake in die werksplek. Ek sien deurbrake in die kerk. Ek sien deurbrake in jou huis. Voor die draai van die jaar gaan jou man saam met jou die Here dien. Ek sien deurbrake. Halleluja. Halleluja. Deurbrake. Jy moet onthou, kom ons kyk wie sê dit vir Boas. Die mense wat dit vir Boas sê, is die oudstes van die stad. So as die oudstes van die stad iets release oor Boas, dan kan jy weet daar's gewig in wat hulle sê. Halleluja. Hulle roep 'n seën oor die huis van Boas en sê, mag die Here jou huis maak soos die huis van Peres. Roep hierdie woord uit en sê, Vader, maak my huis die huis van Peres. Die huis van deurbraak. Bly by my. Bly by my. Ek gaan iewers. Kom ons gaan na die 18. As jy wil, jy kan kyk as jy wil. Ek behandel nou met jou die 18de, die 19de, die 20ste, 21ste en 22ste versie. En al wat jy gaan sien vanaf vers 18, 19, 20, 21, 22, al wat jy gaan sien, is name. Sien jy dit? Vanaf vers 18. Name. Kom ons begin by die eerste naam. Vers 18. En dit is die stamboom van Peres. Peres was die vader van wat? Sê dit harder. Peres was die vader van Hesron. Hesron beteken beskerming. Ek verklaar in hierdie atmosfeer. Ek gee nie om of die tikkoppe in Bloedswil vermeerder nie. Jou huis sal altyd beskerm wees. Amen. Hy wat skuil in die skuilplek van die Allerhoogste, sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. En ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, die God op wie ek vertrou, want dit is hy wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en panser. Kinders van die Here, ek roep beskerming van die Here oor jou huis. Halleluja. Woensdag aand in hierdie tentveldtog was 'n besondere aand. Ek het gevoel die drukking, die teenstand. En die Here wys my dat in die huis was, ons het woensdag aand 'n besoek ontvang van 'n sangoma. Was dit maandag aand? Dit was maandag aand, baie dankie vir die korreksie. Maandag aand waag 'n sangoma dit, om in die Shekinah glorie van die Here in te kom. En sy was so verskrik. Haar oë staan die hele diens net soos haar pupils net so groot. Sy weet nie hoe om vir haar te gedra nie. Want hier is krag in die huis. Halleluja. Ek sê halleluja. Ek sê halleluja.
Hulle was eintlik 2. Okay, ek het dit gesien. Nou sê ek vir myself, ek gaan nou wag vir 'n bevestiging. Toe ons by die huis kom, sê broer Ricky, hy het die sangoma se krale gesien. En meer mense in die tent het bevestig dat dit sy was. Sy was so verbaas. Kyk jy, sy sit hier met haar krale, maar die krag van die Here maak die goed swak. Dis wat die krag van die Heilige Gees doen. Dit verswak haar krale. Halleluja. En sy kon nie iets doen nie. Because Levit is agter die keyboard. En die krag van die Here sak. Wat sy nie besef nie, hier was beskerming. Sê beskerming. Hier was beskerming. Mag jou huis omsluit wees met lig. Mag elke deur en elke venster bewaak word teen alles wat nie vrede bring nie. Mag die grond waarop jy staan geseënd wees. Mag die dak tot by die kop alles standvastig is. Ek wil hê jy moet weet, die teenwoordigheid van die Here rus op jou huis. Die demoniese magte wil jou huis aanval, maar die beskerming. Sê saam met my die beskerming. Halleluja. Halleluja. Ek wil vanoggend sê hierdie woorde, maak seker dat julle saans oor julle huise bid. Niks kan gebed deurdring nie. Jesus, die dakspringers en die toekoms, hulle draai baie want hulle vlieg in die lug. By my vader se huis in Kanaven toe leef hy. Toe het ons een aand 'n situasie waar die ouma, jy wil dit nie glo nie. Deur die dag, dan is die ouma soos 'n piesang. En in daai dae het jy die groot drom gehad, 2 van die dromme, een was vir vullis en die ander ene was vir water. Dan loop ouma al 6 uur soos 'n piesang na die waterdrom om die piepot uit te gooi. En jy kry eintlik die ouma jammer, jy hoor die ouma stap, maar in die nag is die ouma so. In die nag spring sy van dak tot dak. Halleluja. Ek sê halleluja. En my pa stuur ons veld toe. Jy moet onthou, die is die geessaakie, dis vlees. My pa stuur ons veld toe. En my pa sê, gaan haal vir my klippe. En ons bring die klippe na my pa toe. Vergewe my as dit dalk snaaks klink. En my pa sê vir my en my susters, pie op die klippe. En ons doen wat my pa sê. En my pa vat een klip en gooi. Hy het eers op die klip gebid, toe gooi hy. En toe sak my ma aan die binnekant af, Jan, hy het nou net afgeval. Manifestasie, ja. Sy sê, Jan het nou net afgeval. As jy die pa van my moes geweet, dat hy man het guts gehad. Die volgende oggend kom my oom, weet jy hierdie Karoo mense die snaakste name. Sy naam was Fikizol. En Fikizol kom daarin, en hy sê vir Fikizol, gaan kyk vir my, hoe lyk die auntie? Dis nou die vrou wat vandag op die dak gesit het. Fikizol kom terug, hy sê, Boeta, hy auntie lê met, jy ken die oudtydse leiers, dis mos vandag kimpies. Hy sê, Boeta, hy auntie lê met 'n leier oor sy gesig. En my pa stap na die auntie se huis toe, Gershwin,
En my pa vloek die auntie. My pa was nie by die Here nie. Sê vir iemand wat langs jou sit, jy moet weet wie is jou vyand. Sodat jy kan weet om nie uit sy hand uit te eet nie. Amen. Amen. Jou vyand sal probeer om jou gerus te maak. Maar Hesron beteken beskerming. Ek verklaar die waterdigte beskerming van die Here oor jou huis. Amen. Amen, iemand. Bly by my. En die Bybel sê, Hesron word die vader van Ram. Hesron word die vader van Ram. En Ram beteken om opgelig te word. Onthou die seun wat die oudstes oor die huis van Perez release. Hulle sê, mag jou huis wees soos die huis van Perez. So, Ram beteken om opgelig te word. Ek glo met my hele hart dat die Here jou gaan oplig tot hoër hoogtes. Wat jy ooit vermoontlik gehou het. Mag die Here jou voete vestig op grond wat seker is. En jou hart vul met gemoed wanneer jy twyfel. Ek glo die Here gaan jou oplig. Daar's 'n paar van julle wat lank genoeg onder die komberse was. Die Here staan gereed om op jou op die verhoog te sit. Luister na my. Moet nooit voor die tyd op die verhoog klim nie. Moenie vroegtydig op die verhoog klim nie. Wag vir die perfekte tydsberekening van die Here om jou daar te plaas. As mense jou kies, sê vir hulle die Here het nog nie met my gepraat. Want mense kan maak dat jy voor die tyd op die verhoog is. Sê maar die Here het dan nog niks met my gepraat. Ja, maar ons nomineer jou. Dit is 'n groot fout om lank voor die tyd op die verhoog te wees. Halleluja. Jy moet die toets deurstaan. So Ram beteken om opgelig te word. Ek sien in die realm van die gees hoe die Here baie van julle gaan oplig. Ek maak promosies los. En ek sien hoe stap jy in hy plek. Jy het nie die nodige kwalifikasies nie, maar die Here het jou opgelig. Kyk na my. Jou vyande is kwaad vir wat die Here aan jou gedoen het. Wag totdat die Here eers afshow met jou. Ek wil volgens vir iemand in hierdie plek sê, die Here gaan afshow met jou. I wish my enemies a long life so that they may see my success. Halleluja. Halleluja. Sê samen met wens my vyande 'n lang lewe. Sodat hulle my sukses kan aanskou. Sê dit weer. Here, hulle moet nie nou doodgaan nie. Hulle moet nie nou doodgaan nie. Hulle moet tog baie lank lewe, sodat hulle kan sien hoe sou die Here afneem. Ek gaan laat jy 'n snaakse gebed bid. Sê Here Jesus, ek keer enige hartaanval nou. Ons praat nou van jou vyand. Sê Here, ons bestraf elke strook. Hulle kan nie nou gaan nie. Halleluja.
seer gemaak en jy het stil gebly. Maar nou is dit jou beurt. Halleluja. Kyk na my. Hier sit iemand in hierdie plek. Jy is in 'n titaniese stryd geworstel met jou neighbor, met jou buurman. Jy is in 'n geweldige stryd met jou buurman. Ek wens ek kan vir jou vra om jou hand op te steek, maar is fyn. Jou bure hou jou huis daagliks dop. Wat is nou weer niet? Hulle hou even dop die grocery sakkies. Hulle hou dop wanneer jou kinders uit die skool uitkom. As dit jy sê, man van die Here, jy praat nou met my en jy praat nou van my huis. Hulle weet hoe laat gaan jy kerk toe. Hulle weet wie kom kuier. Jou hele huis word gescrutinise. Hulle hou jou huis dop. Halleluja. Want hulle is geel van jaloesie. So sissie, hulle is mos nou jaloers vir jou huis. As jy uit die kar uitklim, gee jou lyf so. Wait. Ek wil hê jy moet so stap gee as jy daai kar uitklim. Want jy weet hulle hou jou dop. Peinig hulle met jou style. Sê. Doe me nie asseblief. Peinig hulle met jou style. Hoorie, al gooi jy ook koop onnodige carrier bags, die sakkie. Druk sommer 'n klomp papier in my sakkie. Hulle moet so 'n klomp sakke, maak hulle naar. Halleluja. Ek kom praat met jou vanoggend. Moenie 'n interdik gaan uithaal teen die neighbor nie. Don't los it. Moenie 'n interdik globaal nie. Gee hulle vir die Here. Sê Jesus. Hier's mense wat my huis dop hou. Die Here sal self met hulle deel. Los jy die mense. Sit jou swaard terug in sy skede. Want die Here gaan jou oplig. Halleluja, is iemand daar? Ek sê, want die Here gaan jou oplig. Ons is nou by Aminadab. Dis die tweede naam of die derde naam daar. Aminadab beteken dit praat van die beste. Die Here wil jou en jou familie net die beste gee. Sê daai woorde hardop. Amen. Julle gaan die beste hê. Amen. Julle gaan op 'n seelie postepedie bed slaap. Julle gaan seibok haar gordyne hê. Julle gaan 'n mat hê, as jy op hy mat loop, sak jy weg in hy mat. En in die garage gaan staan 'n Duitse sportmotor. Maak gereed vir 'n deurbraak. Halleluja. Amen. Sê saam met my, my tyd is hier. My deurbraak is hier. Voordat daar 'n Israel was daar 'n Abraham huis. Voordat daar 'n tempel was daar 'n Noag huis. Voordat daar profete was daar 'n Adam en Eva. God het die wêreld deur 'n gesin begin bou.
Die highlight van hierdie veldtog is, die huisgesin moet weer by mekaar uitkom. As die kinders in die plek is, wil ek die volgende sê. Seun, dogter, as jy heeltyd in hy kamer sit, dan beroof jy, en ek kom praat met die groot mense hier, moenie toelaat dat jou kinders in kamers sit nie. Hoekom moet hulle in kamers sit? Hulle is nes toenzellas, ek weet nie of jy weet wat die is. Hoekom het hy kind so weggesteek lewe? Hy deur is pot toe, of sal ek sê tap toe, die heel dag. Probeer die kind julle intimideer met sy stilte? En ewen die kos moet saans kamer toe. Ek bestraf die kamergees. Kom sit by die tafel en geniet familielewe. En is gedeeltelik die ouers se fout, want jy wil afshow dat jou kind die beste foon het. Kyk wat doen social media nou. Jy was lekker ruimhartig om te koop. Jy moet vir hom kan sê, sekere tyd is die foon by my. Julle is gehoorsame ouers met streng kinders. Daai kind intimideer jou met sy kyk. En hy hardloop in die kamer, en hy loop heel daar. Jy moet vir hom sê, kom sit hier. Kom sit hier. In hierdie huis is net een ma, net een pa. Kan iemand amen sê? Kan iemand amen sê? Nou sê die pa wil optree. Kyk hier, die pa wil optree. Dan sê die ma, los die kind. Die pa wil sy rol vervul as pa van die huis. Dan sê die ma, los die kind. Jy word nie gelos nie. Laat daar orde in my huis wees. Luister na my, luister hier. Daar is 'n meisiekind. Oh, open your ears. So sê die Here van die leerskare, daar is 'n meisiekind wat gereeld in jou kind se kamer kom. En hulle twee is lang ure in die kamer. Maar in die meisiekind wat by jou kind kom, in die meisiekind is 'n gees van lesbianisme. Stel dit liewer so, die kind wat by jou kind kom, is lesbies. En jy sal moet waak. Kyk hier, ek weet nie, julle is van my te pap. Jy moet toegang hê tot die kind se kamer deur. Maak dit oop wanneer jy wil. Wat se privaatheid? Wat se privaatheid? Maak hy deur oop wanneer jy wil, is jou huis. Hy loseer by jou. Hy het nie eens 'n TV van sy eie nie. Alles wat hy het is joune. En jy laat vir jou voorsê. Hoekom kyk jy my so? En jy laat vir jou voorsê. Halleluja. Die meisiekind wat jou kind bevriend mee is, in haar is 'n lesbiese gees. So moenie verbaas is as hulle twee later gaan soen nie. Watch jou meisiekind. Sien jy wat kan gebeur agter hierdie toedeure? En jy laat dit toe. Jy sê hard amen nou, maar jy laat dit toe. Halleluja. Ek sê halleluja. Aminadab praat van die beste.
Ek glo met my hele hart dat jy en jou gesin sal net die beste hê. Julle gaan die beste pa hê. Julle gaan die beste ma hê. Julle gaan die beste kinders hê. Die Here gaan julle spoil met net die beste. Roep saam met my en sê, Here, net die beste. Bly by my. Aminadab word die vader van Nagson. Sê Nagson. Nagson beteken 'n woord. Jou familie sal nooit 'n woord ontbreek nie. Die belofte van die woord wat oor jou gespreek word, sal die Here waarmaak en vervul. Iemand sê, apostel, ek markeer 'n woord. So sê die Here, jou huis is 'n huis van deurbrake. Jy gaan in hierdie afgelope tyd gewaar. Wat is môre? Môre is 1 Desember, as ek reg. Van die maand Desember af gaan daar deurbrake in huise in Loetswil wees. Ek verklaar dit onder 'n oop hemel. Deurbrake. Uit die bloute gaan mense jou seën. Uit die bloute gaan daar geld wees. Halleluja. Hier sit vanoggend, luister na my. Hier sit vanoggend 'n Naomi wat bekommerd is oor haar gesondheid. Ek kom sê vir daai Naomi, op rype leeftyd, op rype ouderdom, sal jy na die graf geneem word. Ek bestraf die kwaadaardige gewas in jou liggaam. Ek bestraf die sist op jou baar. Ek bestraf die een nier waar is, Shakaba, is iemand met 'n een nier. Ek beveel dat jy gesond sal wees. Jy gaan nie nou dood. Sê vir iemand wat langs jou sit, ek gaan nie nou dood. Het maak nie saak wat my lewe behels, jy gaan nie nou gaan. Jou laaste jare gaan jare wees van aangenaamheid. Amen. Sê ek is gezond. Sê ek is gezond in Jesus naam. My moeder se naam is Betty Daniels. Sy word donderdag die 4de word sy 90 jaar oud. En ek het my ma beopdrag om Kaap toe te kom, sodat ons vir haar 'n partytjie kan gee. Ons gee vir haar volgende Saterdag, gee ons vir haar 'n partytjie. As my ma so lank kon lewe, glo ek kan ook so lank lewe. Ek het maar nou die 18de April wat verby is, het ek 60 geword. Tall, dark and handsome. Halleluja. Halleluja. Ek sê halleluja. Ek sê halleluja. Wat die Here vir ons kan doen, sal die Here vir jou ook kan doen. Is iemand in die plek, julle familie, bo 50 sterf almal, niemand het die voorreg gehad om 60 te behaal nie in jou familiekring. Dis 'n vloek. Dis 'n vloek. Ek wens jy wil staan. In jou familie is daar, julle bereik net nie 60 nie. Jou pa kon nie by 60 uitkom nie, jou ma ook nie by 60 nie. Is 'n vloek. Is 'n siklus. Is 'n bose siklus. Wie is dit? Is 'n bose siklus. Ek bestraf dit in Jesus naam. Jy gaan die eerste een is wat verby 60 sal gaan. Sê ek ontvang dit. Sê ek ontvang dit. Ek sê jy gaan die eerste een wees wat verby 60 gaan wees. Amen. Ek sê amen. Nagson beteken 'n woord. Wat's this? Nagson word die vader
van Salma. Sê Salma. Luister, die duiwel haat huwelike, want dit is die beeld van Christus, die huwelike beeld Christus en die kerk uit. Die duiwel haat kinders, want hulle is draers van die toekoms en van hulle roeping. Die duiwel haat ouers, want hulle dra geestelike gesag. Ek verklaar dat elke risie, elke baklei en konflik in jou huis na 'n einde sal kom. Das fout dat julle so baie, ek wil volgende vra, hoekom baklei jy en jou man so baie? As die vrou se skuld. Hoekom baklei julle so baie? Maar nie net baklei julle baie en julle sê mekaar sleg. En hier's 'n suster in die huis. Jy's 'n vinnige klapper. Jy klap baie vinnig. Amen. Want jy weet hy's 'n sagte kerniels. Jy weet hy's 'n baie sagte man. Maar ek moet met jou praat. Die Here stuur my om met jou te praat. Kyk na my. Hy is baie sag van nature. Maar jy is eintlik besig om hom te provoke. Ek kry vir jou jammer as hy man eendag loslaat op jou. Jy mag dink hy's so sag, hy het met sy ma se geaardheid. Sy ma was so sag. En omdat jy mos nou hier in die familie is, het jy nou al die goedjies geleer. En jy sê hom vrot. Jy sê hom stink en jy, omdat jy vinnig klap. Enige nou en dan af vlieg sy brille. Jy provoke hom. Jy daag hom uit. Jy provoke hom. Jy daag hom uit. Ek kry vir jou jammer die môre as hy man op jou losbrand. Halleluja. Ek sê halleluja. Salma beteken vrede. Ek roep vrede oor jou huis. Ek roep vrede tussen man en vrou. Ek roep vrede oor pa en seun. Ek roep vrede oor ma en dogter. Ek glo met my hele hart dat vrede is op pad na jou huis. Nou, luister, nou stuur julle die kinders. Jy stuur die kind. Gaan vra vir jou pa wil hy koffie hê. Dan kom die kind terug en sê, pa sê hy wil koffie hê. Ek bestraf daai gees. Daai onvrymoedige gees. Halleluja. Ek bestraf daai gees. Mag die Here gee dat daar vrede in jou huis is. Luister na my. Ek het 'n vriend gehad. Hy en sy vrou het vir 1 jaar en 'n half net per WhatsApp gepraat. Vir 1 jaar en 'n half praat hulle per WhatsApp. Hulle is verskriklik. Pa se kos is in die microwave. Ek verklaar Salma oor jou huis. Ek verklaar Shalom oor jou huis. Ek verklaar vrede oor jou huis in die magtige naam van Jesus. Sê vrede oor my huis. Kom aan, sê vrede oor my huis. Halleluja. Kyk hierso. Hier's 'n paar broers in die plek. Jy werk sommer overtime en jy wil haar avoid by die huis. Jy het dit gehoor nie. Jy het dit gehoor nie. Jy vra sommer vir overtime, laat ek net. Ek wil nie by die huis wees nie, laat ek net werk. Vra vir iemand dat langs jou sit, is dit jy?
het julle twee nog woorde gehad. Ek verklaar vrede oor julle twee. Suster, jy moet jou man respekteer. Want as jy nie luister na jou man nie, verdwyn en verdamp jou skoonheid in sy oë. Ek het dit gehoor. As jy nie na hom luister nie, ek gee nie om of jy 'n naald neerset en of jou hare hier op jou kruis hang, ek gee nie om nie. Jou skoonheid verdamp in sy oë. Wat ek sê is, hy gaan jou nie meer aantreklik vind nie. Amen. Hoekom is jy stil? Luister na jou man. Hy is die hoof. Kyk na my. Luister na jou man en hou op om hom voor ander mense dom te laat lyk. Want jy doen pure die praatwerk. Ek gee nie eens jou hoof 'n kans om self te praat nie. Want jy's mos nou glad met woorde en jy's mos welsprekend. Dink jy omdat hy nie baie praat, hy's onnosel. Jy laat hom dom lyk. Jy laat hom dom lyk. Want jy praat pure. Dis 'n saggeaarde man. Dis geseën met 'n saggeaarde man. Maar jy wil geklap. Amen iemand. Ek sê amen iemand. 'n ander pastoor sê eendag vir my, die pastoor sê vir my, toe ek gedrink het, toe vat ek niks nonsens van haar. Hy sal die kos gooi in haar gesig. In sy ongeredheid. Sal hy die kos gooi in haar gesig. Hy sê nou dat hy by die Here is, nou sy lelik met hom. Hy is 'n heel changed persoon. Hy het heel verander. En nou is sy met hom lelik. Suster, lyk met jy 'n keer 'n kwaai man. Amen. Ek het geweet die susters gaan nou niks sê. Halleluja. Halleluja. Prys die wonderlike naam van die Here. Kom ons gaan aan. En Salman raak die vader van Boas. Boas praat van sterk wees. Jou huwelik sal sterk wees. Jou kinders sal sterk wees. Julle fondasie in die huis sal sterk wees. Tussen jy en jou man sal nie 'n wind waai nie, want julle is 'n sterk koppel. Verklaar dit en sê ons is 'n sterk koppel. Kom aan, sê dit. Ek wil vir elke vrou moet na my luister. Kyk hier. Kyk hier. Dit baie jy sê vir jou man jy's lief vir hom nie. Weet jy wat verstaan 'n man van liefde? As jy 'n man respekteer en jy sê vir hom jy's lief vir hom, dan glo jy jou. Maar wat baie jy sê jy's lief vir hom, maar jy respekteer nie vir hom nie. En hy verstaan liefde as respek. Hy verstaan liefde as respek. Jy kan maar vir hom hoeveel borde gee, jy kan vir hom op 'n skimbord sy kos bring. Jy kan sy landsakkie intrap, maar onthou, hy sien liefde aan vir respek. Amen. Soos jy hom nie respek nie, dan verstaan 'n man, dat is jy mos vir my liefie. Nergens in die woord van die Here staan dat 'n vrou vir 'n man moet lief wees. Efesiërs 5 vanaf vers 22. Daar word gesê
'n man moet sy eie vrou lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het. Iemand sê amen. Dan sê hy vir die vrou, jy moet jou eie man onderdanig wees. Wat help het jy's vir ouderling onderdanig, maar nie jou man nie? Wat baat het jy's vir pastoor, leraar, vir apostel, is jy onderdanig, maar nie jou man nie? Ek gaan nie om of hy drinkie. Hy's jou man, hy's jou hoof. Al die susters sê saam met my man is my hoof. Kom aan, sê dit met meer oortuiging. Sê my man is my hoof. Wat beteken hoof? Hoof beteken die bak eindig by my. Everything leadership, luister. Everything starts with leadership and everything ends with leadership. Amen. Alles begin by leierskap. Alles eindig by leierskap. Daai man kan hoe eenvoudig wees. Weet jy, as jy nou 'n man wil strook, as jy nou 'n man wil goed laat voel, laat hom voel hy's die priester. Laat hom voel. Halleluja. As daar geklop is by die deur, moenie jy met die man praat, jy roep jou hoof. Stef iemand wat langs jou sit, roep die hoof. Halleluja. Ek sê halleluja. Roep die hoof. Sê dit, roep die hoof. Sê dit. En Boas was die vader van Obed. Alles wat by die huis gebeur, maak nie saak of hy werk nie. Laat hom weet, hy is die hoof. The buck stops with him. The buck stops with him. Sê dit. Die emmer stop by hom. Amen. Hoekom dink jy by 'n troue? By 'n troue sê die auntie, kyk jy, as daar iets is van troues wat ek baie van hou. Ek hou van die onthaal, want by die onthaal, daar praat die ouerpare. Daar sê die ouers, kyk mooi na my kind. Sê hulle so? Kyk tog mooi na my kind. Amen. Because hy is die herder van die huis. Sê weer saam met my, the buck stops with him. Boas, die vader van Obed, en Obed praat van aanbidding. Aanbidding is meer as 'n lied. Aanbidding is meer as 'n diens. Dis meer as die hande in die lug. Dis 'n reaksie van die hart wat God erken. Aanbidding gebeur wanneer jou siel fluister, U is groter, U is heilig, U is my bron, en U is waardig. Halleluja. Wat was die laaste een wat ons behandel het? Isai, né? Obed. Obed praat van aanbidding. Na Obed volg Isai. Sê Isai. Isai beteken rykdom. Mag jou familie nooit gebrek ken nie. Mag jou familie nooit tekort het nie. Mag jou familie geseënd is. Dawid sê, ek was jonk en ek het oud geword, maar nooit het ek die regverdige sien bedel vir brood. Verklaar en sê, my huis sal oorvloed het. Want die Here seën my huis met rykdom. Amen. As ons vandag hierdie veldtog afsluit, sê ek vir elke huis, vat die woord huis toe, vat die vuur huis toe, vat die vrede huis toe, vat die liefde huis toe. Mag julle huise geseën word, en mag julle huise plekke wees van gebed, plekke van vrede, plekke van vergifnis, plekke van groei, en plekke van die teenwoordigheid van die Here.
Mag jou huis wees soos die huis van Perez. Staan op die voete. Staan op die voete. Mag jou huis wees soos die huis van Perez. In Perez se huis is beskerming. In Perez se huis, halleluja, is aanbidding. In Perez se huis word jy opgelig. In Perez se huis is daar altyd 'n woord op tyd. In Perez se huis is daar oorvloed, daar's rykdom. Mag die Here jou huis maak soos die van Perez. Maak jou oor toe. Gaan nou na die ding wat ek gewoonlik vra van jou. Prys die Here. Lig jy elke hand op in hierdie plek. Nesanda kukistai. Thank you, Father. Luister. Luister. Die Here sê, ek moet vir iemand in hierdie plek sê, jy beter die verhouding wat tussen jy en die man ontstaan het. En die man is 'n man van posisie. Die man is 'n man van posisie. Die Here sê jy beter die verhouding eindig, want dit gaan baie lelik eindig. Sonde sal jou altyd verder vat as waar jy wou wees. Sonde sal altyd laat jy langer vertoef as wat jy wou wees. Jy wou nie so lank daar wees nie. Sonde sal altyd vir jou meer laat betaal as wat jy begroot het. En vanmôre kom waarsku ek daai verhouding, julle verhouding is nie lank nie. Is 'n baie diep verhouding. Is 'n baie geheime en 'n geslote verhouding. Die Here sê, breek daarmee. Hoekom wil jy jou huis bou op iemand anders se trane? Hoekom wil jy 'n ander vrou se hart breek? Die Here sê, breek met daai verhouding. Jy kan jou kop toe maak, jou voete steek uit. Jy kan jou voete toe maak, jou kop steek uit. Breek met daai verhouding. Het gaat 'n hele ding veroorsaak in die AGS kerk. Breek daarmee. Jy het begin gevoelens ontwikkel. Maar uit 'n vrou. Uit kinders. Uit kinders. En het gaat 'n geweldige skeur veroorsaak in die kerk. Die Gees stuur my om vanoggend vir jou te sê, breek daarmee. Luister na die woorde. Luister gou vir 'n oomblik. Sonde vat jou altyd verder as wat jy wou gaan. Sonde laat jou langer vertoef as wat jy wou bly. Sonde sal laat jy meer betaal as waarvoor jy begroot het. Jy wou nie so diep gaan met die vrou nie. Maar nou is jy stak. Jy gaan verantwoordelik wees vir harte wat gebreek gaan wees. En dit gaan 'n ewige storm en 'n ewige herrie laat ontstaan. Want jy glo, niemand weet nie. Hoe dwaas kan jy nie wees nie? There are people who knows about it, hulle praat al reeds, hulle fluister al reeds in die wandelgange. They know about you. Luister, as u oë gesluit. Hierdie veldtog kom vandag tot 'n einde. Jy het elke diens bygewoon en jy het nie jou hart vir die Here gegee nie. Vanmôre sê die Here, my kind, gee my jou hart. Moenie teen die prikkels skop nie, soos julle vaders in die woestyn nie. Kom na die Here. You don't know what you miss until you met the Lord. Om die Here te ken.
Om die Here te ken is vreugde. Jy weet nie wat jy mis nie. Mevrou, meneer, hierdie dag, die 30ste November, hierdie is jou dag. Hierdie is jou dag. Laat niemand in jou pad staan nie. Is jou dag. Hierdie dag is jou dag. Ek sien hoe kom jy. Ek sien hoe kom jy. Sonder dat ek vra om hande op te steek, allerlei lang prosesse. As jy vanoggend oortuig is in jou hart, dat die Here iets vir jou wil doen, die oortuigingskrag van die Heilige Gees is al reeds op jou, dan vra ek jou om onmiddellik na my toe te stap. Kom! Stap na my. Stap na my. As jy wil oorgee en Jesus kroon as jou Heer en Zaligmaker, stap na my. Kom! Kom, moenie bang wees nie, kom stap na my. Jesus wil jou red. Dankie my kind, kom. Is daar 'n tweede? Kom stap net na my toe. Ek gaan nie vra vir hande opsteek nie. Ek het gesê julle moet julle oë toemaak. Is daar 'n tweede een wat sê, apostel, dis ek met wie jy praat. En net sodat jy nie confused is nie. Dis 'n oproep vir bekering. Dankie ma. Dis die tweede persoon. Is daar 'n derde persoon wat sê, kom bid net vir my. Ek wil my lewe vir Jesus gee. Ek kan nie sonder die Here lewe nie. Hier is jou geleentheid nou, hier is jou kans nou om gered te word. Daar's 'n derde persoon wat wil kom. Kom. Twyfel jou eie twyfel. Maar moenie die Here twyfel nie. Dis die Here wat jou roep. Dis die stem van die Here wat tot jou kom. Dis die Here wat jou roep soos 'n vrou vol geheil van wildernis. Kom! Kom! Moenie twyfel nie. Moenie skaam wees nie. Hierdie is jou oomblik. Ek roep jou. Ek gaan vir julle twee vra om julle hande op te lig. Dan gaan ek vir die volk vra. Ek wil nie eintlik bid nie want die Gees het 3 gewys. Ek wag eintlik vir die derde persoon. Ek wil hê die derde persoon moet kom. Die Gees sê 3. Halleluja. Die Gees sê 3. Kom. Kom. Mama, is dit jy? Kom staan daar. Thank you, Lord. Julle 3, steek julle hande uit na hulle. Pastor Steen, ek gaan dat hulle na jou toe gaan vir die adres. Maak julle 3 se oë toe en sê Vader. Help hulle kerk, sê Vader. Ek kom na U. In die naam van Jesus. Ek bely dat U die Seun van God is. Ek bely die heerskappy van Christus oor my lewe. Ek is jammer dat ek U getart het met my sonde. Ek vra vergifnis. Help my vanmôre, Here, om 'n lewe te lei wat U behaag. Vergewe my sonde, my oortredinge. Gee my genade in die magtige naam van Jesus. Hou U hand in die lug, hierdie keer bid ek. Hemelse Vader, ek bid nou elkeen van hierdie 3 vroue wat hier staan. Dankie, ek breek elke verslawing oor hulle, ek breek vrees. Ek wy hulle toe aan die Here. En ek weet, hierdie dag is die keerpunt in hulle lewens. Hierdie dag is die draaipunt in hulle lewens. En ek wy hulle toe aan die Here. Mag die Here vir hulle seën. In Jesus naam. En die kerk sê amen. Baie geluk met U keuse. Stap na Pastor Stanley toe.